Corrie ten Boom vertel in haar boek Tramp for the Lord die verhaal van 'n ou dame wat sy in Rusland ontmoet het in die tyd van die kommunistiese vervolging. Hierdie vrou het op 'n klein bankie gelê wat deur kussings gestit was. Haar liggaam was byna onherkenbaar verdraai en gebuig deur die siekte van veelvuldige sklerose. Die enigste deel van haar liggaam wat sy kon beheer was haar regterhand. En met die wysvinger van daardie hand het sy vir baie jare die Here verheerlik deur op 'n ou tikmasjien langs haar te tik. Heeldag tot laat in die nag sou sy getik het. Sy het Christelike boeke in Russies vertaal. Haar man het gesê, sy vertaal nie net boeke nie, maar sy bid ook elke dag vir die mense wat dit gaan lees terwyl sy so tik. Corrie ten Boom skrywe, ek het na haar vernietigende liggaam op die bed gekyk en gevra, Here, hoekom genees U haar nie? Ek het innerlik gehuil. Haar man wat my pyn aangevoel het die antwoord gegee. Die Here het 'n doel met haar siekte. Elke ander Christen in hierdie stad word deur die geheime polisie dopgehou en vervolg. Maar omdat sy al so lank siek is, kyk niemand ooit meer na haar nie. Hulle los ons uit. Sy is die enigste persoon in hierdie stad wat kan aanhou om vir die Here te werk, terwyl sy glad nie deur die polisie gepla word nie. Wie sou ooit kon dink dat veelvuldige sklerose ook 'n gawe van God kan wees, sodat sy koninkryk deur jou kan kom? Het dit al ooit by jou opgekom dat juist die ding wat jy so graag uit jou lewe wil weg hê, dalk juist die ding kan wees wat die Here gebruik op die beste manier vir sy eer? Dit was beslis die geval in die lewe van die apostel Paulus. Hy vertel vir ons in 2 Korintiërs 12, daar is my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit vir my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. En daarmee is dit so duidelik dat 'n gelowige baie meer in sy swakhede moet roem, as in die sterk dinge in sy lewe, want dit is in ons swakhede, dat ons die meeste na Christus toe gaan. En daar's 3 belangrike redes waarom swakhede toegelaat word. In die eerste plek, om in ons swakhede te roem, onderskei ons van die wêreld. Het jy al gesien hoe anders is die wêreld en 'n Christen? Die wêreld wil bo uitkom. Jesus sê vir ons moet juis gaan dien. Die wêreld wil heerser oor almal wees. Ons moet almal se dienaar wees. Ons kan nooit so belangrik word dat die wêreld Jesus sal aanvaar nie, terwille van ons nie. Paulus sê eerder dat Christus se krag in ons swakheid volmaak word. So as ons onsself van die wêreld gaan onderskei, moet ons swakhede omhels vir Christus. In die tweede gedagte, om in ons swakhede te roem, distansieer ons van ons sterkpunte. Paulus het iets uitgevind wat baie Christene nooit verstaan nie. Jy gaan baie meer van God leer in daardie dorings van die lewe, as wat jy ervaar, wil jy daardie ekstatiese ervarings het. En die derde gedagte, om in ons swakhede te roem, vertoon Christus in ons. Toe God aan Paulus verduidelik het dat sy krag in Paulus se swakheid volmaak word, het Paulus se houding teenoor die doring verander. Hy het besef dat die ding wat hom so gekwel het, juist die ding is wat die Here gebruik om hom aan Christus te veranker. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons gee aan U al die eer ook vir die dorings in ons lewe. Geef vir ons die genade om ons krag in Christus te soek. Amen.